Voor ons begin, kom ons sluit die oë. En ons vra tot die Vader sal. Dankie, noem ons Vader dat U nou ons geestelike ore en oë sal oopmaak. Dankie dat ons die dieper sy sal agterkom, dat U Uself gaan openbaar, wat U wil vir ons hier op aarde is. En dat ons U sal volg, U wat die Seun van God is, Here Jesus Christus, U wat die Woord is. En ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Die tema van vanoggend is gebruik jy die woord van God. En weet jy, ek speel nou nie daarop neer dat jy nie jou Bybel lees nie. Glad nie, ek is totaal onskuldig. Ek weet nie een van julle se Bybels het stof nie. Maar as 'n dieper sy. En dit kom hier in my binneste op. Ons het 'n verjaarsdag gehad in ons gesin, Jacques het verjaar. Haar oudste een is nou 38. En sy is ouma. Nou, ek ken het goed. Ek ook nie. Maar, toe sy nou 'n uur klaar gepraat het en hom besing en geloof en geprys het tegen alles wat hy oulik is en hy is, toe kry ek 'n kansie. Toe sy 30 secondes en sy het 'n halfuur gehad. En daar's een ding wat by my opkom, is hulle ouerskap, Jacques en Corrie. En Jenna, wat tans gekom het in graad, wat, P, ek weet nie, sy is nog 1 graad R. Sy is volgende jaar is 'n graad R, sy het amper 100%, dis nou soos oupa sal lieg, ne? Dis nie 90 nie, dis nie 100, dis amper 100% gehad in punte. En ek weet, vandat ek hulle beleef as pa en ma, as Jenna iets vat, dan word daar gesê, my kind, weet jy, dis 'n kerslig. My kind, hierdie is 'n selfoon. En die Here wil vanoggend vir jou sê, as jy jouself vandag verneder en so kinderlik gaan luister wat hy vir jou wil sê, gaan jy verstaan. Dan gaan nie hoogdrawende goed in eskatologie en goed uit my kom wat jy moet in jou binneste ronddraai nie. Leave it there. Maar as een ding wat ek vandag vir jou wil sê, en dis die volgende, ons het dit verlede Sondag hanteer in Johannes 8 vers 36. Dat as die Seun jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Want daar's nie een van ons wat nie wil sê, I am free. I want to break free. Ons het nou die aand beleef by 'n verjaarsdagpartytjie. Toe hierdie liedjie gesing word. I want to break free. En dis enige se hartbegeerte om vry te breek. En hier staan dis net die Seun van God wat dit vir jou kan bied. En ek vra die Heilige Gees, maar waarom moet ons nou recap? Hoekom moet ons teruggaan na verlede Sondag? En die Here sê, onthou een ding, ek is die Seun van God. Ek is die Here Jesus Christus, maar ek is ook die Woord. Ek is ook die Woord. En ek besef, wat is wow? En weet jy, as jy net poeps terugblaai in Johannes 1, dan gaan jy dit bevestig kry, hoe dit daar staan. En die staan dit, die Woord het mens geword. In die begin was die Woord daar. Jesus was daar in die begin. En die Woord was by God.
was self God. Hy was reeds in die begin by God. En alles het deur hom tot stand gekom. Ons het nou net geleer, God wil deur jou goed tot stand bring. 1 Korintiërs 12, jy kan dit gaan lees. It's not a lie. It's the truth. God wil hê jy moet so kinderlik hierdie goed vat en sê, ek weet, dis my Bybel. En ek weet, as dit Afrikaans moet wees, is die my Bybel. Maar ek is so klein en jong soos Jenna, en ek sal hoor wat God vir my sê, waarheen. Hoe moet ek reageer? Hoe moet ek nie reageer? Wat moet ek nie sê nie? Waarheen moet ek beweeg en waarheen moet ek nie beweeg? Net soos Jenna. So ingeskakel moet jy wees by die Heilige Gees, wat permanent binne in jou woon. Dis die tipe verhouding waarna hy smag. Nee, moenie agter die duiwel aanduiwel nie, volg my. Maar dis nie al nie. Daar's seker ander goed wat hy ook wil laat gebeur. En hier's profetiese woord in Jesegiel, jy kan blaai na Jesegiel 37. En as jy wonder waaroor dit gaan terwyl jy blaai, about dry bones, droë bene. En as iets wat God in gedagte het, dat hy hierdie profetiese woord aan Jesegiel gee. En raai waarmee begin hierdie woord? Hy sê, die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die Gees van die Here uitgebring en neergesit binne 'n laagte, en die laagte was vol bene. Picture dit. Hier's 'n vlakte en hier's 'n spul spierwit dooie bene. En die Here het my om die bene laat loop. God maak eers goed vir jou bewus. En ek het gesien, daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. Met ander woorde, God wys vir hom die omstandighede. Hy sê, as jy gewonder het, hoe lyk dit? So lyk dit. As jy wanpersepsie gehad het oor ander mense wat vir jou goed sê, kyk self. Toe vra hy vir my, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Hy toets sy vetklier. Hy wil hê, hy moet bewus raak oor wat in sy kop aangaan. En ek het geantwoord, nee! Dit is so dat u weet wat is die reality. Hy sê dit vir God. Nee, u weet mos. U is die skepper. As 'n ding tot daar gegaan het, is hy dood. Hy is dood. Die spiere en die hare en die vel is weg. Nie die bene en is dood. Daar is nie eers ligamente nie. Hy sê, vers 4, tree op as profeet vir hierdie woorde, profeet vir hierdie bene en sê vir hulle, hoor die woord van die Here. As dit net dit is wat jy moet verstaan vandag, dan gaan ons nou kompliseer. Hoor die woord van die Here. Hy sê, jy sien wat om jou aangaan. Die vlektes is sigbaar. Maar hoor die woord van die Here. Hy sê vir hom, eintlik, hier gaan iets anders gebeur as wat jy sien. Is dit nie fantasties nie?
Hoor die woord van die Here. Droë bene. Hy praat met niemand anders nie. Hy praat nie met die duiwel en die demone nie. Hy sê julle bene. Hey, watch, ek praat met jou. So sê die Here, my God, vir hierdie bene. Ek gaan Gees in julle laat kom sodat julle kan lewe. As iets dood is, soek hy Gees. En watter Gees? Die Gees wat van God afkom. Ek sal vir julle seënings en vleis aansit en julle oortrek met vel en dan sal ek Gees in julle gee sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. God wil Esegiel iets wys en leer dat hy wil hê iets moet tot stand kom deur hom. Jy sien dit so maklik gewees het vir God om op die troon te sit en te sê, dooie bene lewe. Maar ek en jy is veronderstel om iets te leer. Ons is in graad R. Ons is besig om gereed gemaak te word vir die nou, vir die 1000 jaar wat kom, waarin daar vrede gaan wees op hierdie aardbol, wat ons saam met hom gaan heers, en die hiernamaals wat vir ewig en altyd gaan wees. Dooie bene. Ek het toe as profeet opgetree, sê hy. Ek beveel. Hoor jy die woord? Ek beveel. En terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun en die bene het na mekaar toe beweeg, elkeen na die been toe wat aan hom pas. Hy het nie eens gesê, hey, maar jy ritsel nou, pas op, daar is die heupe. Jy moet onder by die shins kom, daai kas kom, né? Terwyl ek kyk, kom daar seënings en vleis aan hulle en word daar vel oorgetrek. Hy sien dit gebeur. Wat hy gespreek het. Wat het hy gespreek? Woord van God. Maar daar was nog nie Gees in hulle nie. Toe die Here vir my sê, praat nou as profeet met die Gees. Klein lettertjie Gees. Tree op as profeet. Mens sê vir die Gees, so sê die Here my God, kom uit na die 4 windstreke toe. Gees blaas in hierdie dooies, in dat hulle kan lewe. Kry jy die stappe, kry jy die prentjie, kry jy die doelwit, kom jy agter. Ons lek. Ons skiet tekort. Hy sê so in vers 10, ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het, en toe kom die Gees in hulle, en hulle lewe, en gaan sit regop. Oh my goodness gracious. Picture dit. Moet net nie na die begrafplaas toe gaan vanmiddag nie. Dit was 'n baie groot menigte. En die Here het vir my gesê, mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog, ons kan geen hoop meer nie, en dit is klaar met ons. Ek lyk so patroon, ek is moeg. Weet jy nie, dis die helfte van Desember al. Die jaar het my gevat. Vers 12, tree op as profeet en sê vir hulle, so sê die Here my God. Wat is dit? Woord van God.
woord van God. Jy vergeet nie, dis woord van God. Ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk. En ek sal julle terugbring na die land van Israel toe, wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, sal julle besef dat ek die Here is. Hier kom hy, as jy gefokus is, jy wakker. Vers 14, ek sal my gees in jou laat kom, sodat jy kan lewe. En ek sal julle in die land laat woon, dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê en ek sal dit doen, sê die Here. Jy sien, dit is God se aard en karakter om te verklaar en te beveel. Het jy dit? Kom ons gaan na Genesis toe. Dis nie moeilik nie. In die begin het God die hemel en die aarde geskep en die aarde was heeltemal onbewoonbaar en dit was donker en diep. Maar die Gees van God het oor die waters gesweef en toe sê God, laat daar lig wees. Dit was voordat die maan en die sterre geskep is. Toe praat hy en die Gees van God laat die heerlikheid skyn en daar was lig. Verstaan jy, God soek energie. Hy is 'n God van energie. Die Here sê dit wat tans in jou gebeur, dat jy gestagneer het, is verby. Kry lewe. Raak opgewonde. Let there be movement. Jy sê vir my sê, ja, pastoor, maar ek weet nie so mooi nie. Dan sê ek vir kry vir jou. Jy sien, ek is 'n goeie herder. If you like it, enjoy it. Bly gevrek. Daar's iets wat geprofeteer is deur Dawid, hier al in die begin van Psalm 2. Hoeveel psalms is daar? Hordes man, hordes. 109, 101, 136, 107, 148. Hy sê in Psalm 2 die volgende. Hier kom iets, sê die Gees van God vir Dawid. Dit was nog voordat die Heilige Gees uitgestort is, maar God se Gees het hom aangeraak en sê, hey, sê vir hulle, hier's iets amazing wat gaan gebeur. Hy sê in vers 7, hoofstuk 2, in vers 7, I will declare the decree of the Lord. He said to me, you are my son, and this day I will declare, I have begotten you. Ek weet is te hoog Engels. I raise my case. Maar wie al wat hy hier sê in Vrystaat Afrikaans, hy sê, hy verklaar en beveel, dat die Seun van God, die Here, aangestel gaan word oor alles en almal, en hy het dit bewerkstellig. As hy in die HAT. Wie het hy aangestel in sy deklarasie en sy bevel? Die woord. Hy wil hê jy moet heers deur sy woord. Hy soek 'n verskil op hierdie aardbol. Man is nie die ANC se skuld alleen nie. Wat doen jy daaromtrent? Wat spreek jy? Ons is verdoem. Ja, jy sal wees, want jy spreek.
Nehemia het opgestaan. En hoe? Met die troffel in die een hand en die swaard in die ander hand. En hulle die mure van Jerusalem herbou. En as daai ou naby kon, gooi 'n zet op sy voorkop en sy kop weg. Dis wat God wil hê. Die wapenrusting van God sê, die woord van God is jou swaard. Ek weet nie hoekom nie, maar dis soos dit werk. Psalm 96. David skryf hier, "Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord. Bless, affectionately praise His name. Show forth His salvation from day to day. Declare His glory." Verklaar sy heerlikheid in jou teenwoordigheid in. Doen jy sy woord? Wie weet wat het met Job gebeur? Ek het homself gesien. Hy het gesuffer, papie. Hy is die een wat gesuffer. Jy sien so met sy sufferings, het hy al hoe wyser geword en wyser geword. En Job 22 vers 28 kom daar 'n deurbraak. Kom ek lees vir jou sommer van vers 27. Hy sê, "You will make your prayer to Him and He will hear you. And you will pray your vows." Jou beloftes. Nie net sommer eksamen. Hier kom vers 28. "You also shall declare and decree a thing." Wat is dit? A thing is a thing, man. Dis 'n ding. Nee, a thing. And it shall be established for you. And the light of God's favor shall shine upon your ways. Ek wil vir jou een ding vra, weet jy wat het toe met Job gebeur? Het hy bly suffer? Hy het nie. Hy het ewe herstel. En ek weet nie, times twice of hoeveel keer het God hom meer geseën as wat hy gehad. Daar's dan dit. 4de van die 8ste 2012. Toe kom profeteer die Godsin. Dit oor my en Karin. God sê vir hom, soos hy vir Jesegiel gesê, sê vir Dawid, en as hy net vir my hy het hoeveel keer al sê dit vir die mense waarvoor jy leer, dat hulle daar kan wees. Wat pas by hierdie skrifgedeelte? Jesus skoot op 'n toers. Wat pas by hierdie gedeelte? Wat sal jy hierby sit om af te sluit? Wat dink jy is ideaal wat ek 120.000 keer vir jou gesê het? Kom uit Jesaja. Jesaja 55. Vers hoeveel? Dooie bene, vers 11. Goodness gracious. Jy moet eendag hier staan en hier afkyk. Dan gaan ons dadelik koekies moet teëgee. Jesaja 55 vers 11. Hy sê dit so mooi, hy sê, so sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Moet net nie vir my vandag sê, dis net uit die woord van God uit sy mond uit.
Want dan al my ander 120.000 preke niks beteken nie. Hy sê want hy het sy gees gestuur om hom te verteenwoordig dat hy dit in jou kan laat plaasvind. Johannes 14:26. Hy sê so sal die woord wat uit my mond kom ook wees, dit sal nie onverrigte sake na my toe terugkeer, maar dit sal doen wat ek dit voor stuur en dit sal tot stand bring wat ek tot stand wil bring en dit sal prosper, sê die Engelse Bybel. Wil jy of wil jy nie? Of wil jy bly suffer? Jy kan maar sê, dankie Vader, ek gaan klaar. 1 Kronieke 4:10. Ekskuus, ek weet jy lees nou Jabes Afrika. Maar hier kom hy weer. Né? En Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê: as u my ryklik seën en my grondgebied vermeerder en u my hand die fokus nie, en u hand met my sal wees en u die onheil afweer, sodat my geen smart sal tref nie, dan voel hy is 'n ware kind van God. En waarmee sluit jy die teksvers af en sê, en God het laat kom wat hy begeer het. Wat staan in jou pad om hierdie teksgedeeltjie op te sê en jy plak hom op jou spieël en as jy jou kyk nou net mooi gewoed, dan sê jy dit. Come over. Petrus het jy come over. O, jy wie ek kon. Gooi jou come over. Jabez. Jabez is in down. Ek weet ek het begin met gebruik jy die woord van God. En die Here gesê, kom ons sluit af met, pas jy God se woord toe in jou lewe. Hoe's daai? Kwalifiseer hy. Maak dit jou opgewonde, maak dit jou lus, om dit toe te pas wat jy vandag geleer het. Kom ons sluit die woord. Here, ons wil net stil raak nou voor u en vir u sê, vergewe ons is so jammer. Ons is so jammer dat ons nog nie ons ore oopgemaak het. Ons is so jammer dat ons so eiesinnig is. Dat ons so onafhanklik wil lewe. En dit is en weet ons is tot niks in staat sonder u. Maar die waarheid is ook daar, dat ons tot alles in staat is, deur God, u wat Christus Jesus is. Dankie Here, dat ons nou 'n besluit kan neem, dat ons u woord gaan volg en dit gaan spreek in ons Here Jesus Christus naam. Amen. Ek het in die week vir myself gesê, ek het werklik waar 'n verskil in my lewe begin agterkom. In die oggende as ek stilte tyd het en ek gaan kniel in die sitkamer op die mat met die Bybel tussen my dinge in my kop en dit ek kan lees en skrif bid. Ek deel. Wanneer ek op af is, maak nie saak. Ek deel bid skrif beloftes. Ons gaan nou afsluit met die laaste lied. Maak net stil en ons ontvang die seën van die Here. Dankie Here Jesus Christus dat u nou afbuk oor ons en dat u ons seën met u onverdiende guns, u onverdiende genade. En seën ons ook met u shalom vrede en die agape liefde. En dankie vir u woord wat ons kan spreek en verklaar in Jesus Christus naam. Amen.
Wees geseënd. Kom kuier gerus saam met ons in die saal.